Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum bied 'n unieke kurrikulum aan. Ek is Leandi Brazzer en jy kyk na Skoolslim en by my vandag het ons vir Dr. Henry Besuidenhout wat bietjie gaan gesels oor hierdie unieke aanbod. So Henry, baie welkom hierso. Dankie Leandi. Henry, jy is 'n kurrikulum spesialis so by die SOS ook. So vertel my bietjie meer hoe jy in kurrikulumontwikkeling beland het. Leandi, nadat ek skool gehou het as 'n grondslagfase onderwyseres en 'n wiskunde onderwyseres, het ek my loopbaan verskuif na akademiese rigting. En tydens my navorsing by die Universiteit van Johannesburg het ek agtergekom dat daar 'n baie groot leemte is tussen praktyk en navorsing. Ons sien dikwels dat daar nie baie navorsing geïmplementeer word in ons Suid-Afrikaanse klasse nie, maar die teendeel is ook waar dat baie navorsers nie noodwendig kennis het oor dit wat regtig op grondvlak gebeur nie. En hierdie gaping tussen praktyk en navorsing is maar dit wat my gedryf het na kurrikulumontwikkeling toe. Want ons wil juist dit doen, ons wil seker maak dat daai gaping kleiner word. En seker maak dat ons internasionale tendense van navorsing wat in ander lande geïmplementeer word, ook in Suid-Afrika se klasse geïmplementeer word. So die SOS fokus op ontwikkeling van verskillende komponente van die kurrikulum natuurlik. So waarvoor doen julle kurrikulumontwikkeling by die SOS? Ja, die SOS is verantwoordelik vir hoofsaaklik 3 elemente of 3 komponente van kurrikulumontwikkeling. En ons eerste fokus is op die ontwikkeling van 'n redelike nuwe kurrikulum vir gimnasium, wat ons nuwe skool is waarmee ons besig is of waarmee ons met die ontwikkeling besig is. En dan ons tweede komponent is om bestaande Afrikaanse skole te ondersteun in hulle ontwikkeling van kurrikulum, maar ook in die implementering van kurrikulum. En dan is ons derde komponent die ondersteuning van oprigtingsskole. So wat is 'n oprigtingsskool? Dit is iets wat my eintlik vreeslik opgewonde maak, want ons sien in Suid-Afrika dat daar gebiede is in die land waar daar nie meer Afrikaanse skole bestaan nie. En dit gebeur hoofsaaklik as gevolg daarvan dat baie skole verengels word, maar ook as gevolg van verstedeliking is daar net kleiner Afrikaanse gemeenskappe in sekere dele van die land, veral op die plattelandse gebiede. En dan is daar ouers of gemeenskapslede wat sê, ek wil graag 'n skool in hierdie omgewing hê, 'n goeie Afrikaanse skool, en ek wil graag 'n skool oprig daarvoor. Dit kan dalk benoude graad 1 mammas wees wat sê ek is nog nie reg dat my graad eentjie na 'n koshuis toe gaan op 'n groter dorp met 'n gevestigde Afrikaanse skool nie. Ja. En hierdie skole het baie unieke behoeftes. Dit kan dalk 'n boeregemeenskap wees met spesifieke landboubehoeftes. En dan fokus ons die ontwikkeling van daardie kurrikulum spesifiek vir daardie behoeftes. Dit lyk anders in 'n landbouomgewing as wat dit byvoorbeeld tussen die wingerde van die Weskaap lyk, of in 'n stedelike gebied. Ja, so dit is ons oprigtingsskole. Henry, wat begrond die ontwikkeling van hierdie kurrikula? Daar is hoofsaaklik 3 elemente wat ons kurrikulumontwikkeling begrond, en die eerste ene is 'n teoretiese model wat Lee Shulman in die 1980s gepubliseer het, en die teorie se naam is pedagogiese inhoudskennis, of baie ken hom as PCK, Pedagogical Content Knowledge. En Shulman het gevra, wat is dit wat 'n onderwyser onderskei van ander professies soos ingenieurs of medisy? En sy antwoord was, onderwysers het kennis oor die ontwikkelende kind. Hulle verstaan die ontwikkeling van kinders in verskillende fases en verskillende ouderdomme. En ons moet dit ook in ag neem wanneer ons 'n kurrikulum skryf of wanneer ons pedagogiese benadering bepaal in 'n spesifieke fase vir 'n spesifieke ouderdomskind. So dis ons eerste, ek wil amper sê, begrondingskomponent. En dan die tweede element wat ons in ag neem is die feit dat konsepte baie progressief ontwikkel. As ons byvoorbeeld dink aan wiskunde, dan moet sekere boublokkies in plek wees, voordat ons verdere, meer komplekse konsepte kan ontwikkel. En dit is een van die dinge wat
partykeer nagelaat is in die Suid-Afrikaanse kurrikulum en dit is wat ek sou sê een van die grootste veranderinge wat ons inbring in die SOS kurrikulumontwikkeling. Dan is ons laaste komponent 'n baie sterk fokus op die klassieke onderrigmodel. Dit maak my opgewonde want een van die fokusareas van die klassieke onderrigmodel is om terug te keer na klassieke literatuur. So as 'n grondslagfase juffrou is dit byvoorbeeld vir my opwindend om weer Goue Lokkies en Rooi Kappie en daardie klassieke stories in te bring in ons kurrikulum en dan ook natuurlik klassieke literatuur vir die ouer kinders. En binne hierdie model fokus hulle dan ook baie sterk op die karaktervorming van kinders wat vir ons ook baie belangrik is. Henry, julle gebruik dus die KABV as 'n basis, maar vir Rykie kurrikulum. Wat is uniek aan die implementering van die kurrikulum? So ek dink veral by gimnasium is daar heelwat elemente wat inspeel op die kurrikulumontwikkeling. En een daarvan is om dinamiese klaskamers en buiteruimtes te skep sodat daar 'n natuurlike vloei in die skool is en dit het nogals 'n invloed op van die vakke se kurrikulumontwikkeling. En dan die tweede element wat ons in ag neem is dat ons 'n baie sterk fokus plaas op die ontwikkeling van meesteronderwysers. So 'n meesteronderwyser is natuurlik 'n kundige in pedagogie en inhoud, soos wat Schulman se teorie sê. Maar ek dink die spesiale deel in gimnasium en wat ons ook aanbeveel vir baie van die ander skole, is dat daar meesterkringe moet wees. Dit beteken dat meesteronderwysers saam beplan en saam onderrig. So dis nie net 'n saambeplan tussen onderwysers van een vak of een graad nie. Daar is 'n goue draad wat moet vloei oor die verskillende grade heen binne in een vak. En daarom is dit belangrik dat onderwysers van verskillende grade saam beplan, maar ook van verskillende vakke, sodat ons ook kan sien wat is die soort integrasie tussen daai verskillende vakke. Dit voorkom 'n versplinterde aanbieding van die kurrikulum. En dan sou ek sê ons derde unieke element wat nogals baie inspel op die ontwikkeling van ons kurrikulum is ons unieke onderrigstrategie wat ons gebruik. Een voorbeeld daarvan is die gebruik van omgekeerde klaskamer. So in omgekeerde klaskamer wat ons veral gebruik in praktiese vakke soos wiskunde, beteken dit dat ons vir die kinders die teoretiese komponent op 'n video by die huis laat kyk. Dit was altyd andersom. Ons het altyd die teorie in die klaskamer gedoen en dan het hulle die praktiese inoefening van die konsepte by die huis gaan doen as huiswerk. En nou keer ons dit om. Jy kyk die teorie by die huis, jy doen 'n klein assessering, die onderwyser weet wat is die vlak van elke kind wanneer die kinders in die klas kom. En nou kan die onderwyser die kinders ondersteun in die inoefening van daai konsepte. Wat baie meer sin maak dat die kind nie by die huis alleen hoef te sukkel met die inoefening van wiskunde byvoorbeeld nie. Maar ek sal nou graag wil hê jy moet ons bietjie meer vertel oor die gebruik van tegnologie. Ja, ek dink by SOS en spesifiek by gimnasium het ons 'n redelike sterk fokus op tegnologie en ons gebruik dit vir onderrig in van die gevalle vir leer van die kinders se kant af en vir assessering. Maar dit is baie belangrik om te onthou dat ons dit moet doen binne spesifieke riglyne en grense wat gepas is vir daardie ouderdom kind. 'n Ouer kind wat byvoorbeeld in die hoërskool is en baie meer gereed is vir selfgerigte leer, kan tegnologie op 'n baie ander manier gebruik in leer, maar ook in assessering as 'n kind in die kleuterskool of in die grondslagfase. So ons het baie sterk riglyne wat die gebruik van tegnologie in SOS en in gimnasium bepaal. En dan 'n ander komponent van tegnologie is om die administratiewe las van ons onderwysers minder te maak, want dit is een van die grootste uitdagings in skole.
So as ons daardie las kan verlig, help dit. So ons gebruik dit ook baie in ons kommunikasie. So ons ontwikkel heelwat stelsels om skole te help met kommunikasie en administratiewe pligte. Henry, jy het al gesels oor wolkskool en verwys daarna na assesserings natuurlik. So wat is die doel van die gebruik van assesserings en hoe gebruik julle wolkskool spesifiek vir hierdie doel? Leon, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Want in Suid-Afrika, ongelukkig, is die persepsie van assessering baie keer skeef getrek. Baie keer in skole rig onderwysers amper kinders af vir die voltooiing van 'n assesseringstaak. Dit het ons onderrig baie skeef getrek. Assessering was nooit bedoel om 'n klomp punte bymekaar te maak sodat ons dit op 'n stelsel kan inlees, sodat ons vir die departement van onderwys kan wys dat ons die kurrikulum gedek het Ja. en dat ons assesserings op 'n sekere manier gedoen het en genoeg assesserings gedoen het en sodat ons punte bymekaar kan skraap om rapporte vir ouers te gee, nie? Ja. Dit het ongelukkig baie keer die fokus geraak van ons onderrig. En ons moet onthou dat assessering eintlik ten doel het om onderwysers se onderrig in te lig. Assessering is in die eerste plek daar sodat 'n juffrou kan sien wat weet 'n kind, wat weet 'n kind nog nie en hoe kan ek hom op 'n mees effektiewe manier ondersteun om daardie kennis op te doen of om te leer. En wolkskool gebruik dit baie effektief veral in hierdie model van omgekeerde klaskamer waar ons die teorie by die huis laat kyk en dan doen hulle 'n basiese assessering om te bepaal wat is hulle verstaan van sekere konsepte. Ja. En dan, wanneer die kind dan die klas betree, dan weet die onderwyser dadelik, hierdie kinders sukkel met hierdie kinders verstaan hierdie en sy weet onmiddellik waarom met haar ondersteuning en onderrig te begin. Ja. So wolkskool word baie effektief gebruik vir hierdie basislyn assesserings om onderrig in te lig wat dan ons doel vir assessering by SOS is. So dan my laaste vraag is, wat maak jou die meeste opgewonde oor die kurrikulum aanbod by die SOS? Ja, ek dink ek gaan eers begin met 'n leemte, nê. Ja. In Suid-Afrika en wêreldwyd sien ons dat onderrig baie keer in silo's plaasvind. Kinders leer in tale hoe om te lees en te skryf en te praat en hulle leer hoe om wiskunde te doen en hulle leer wetenskap en hulle leer geografie en geskiedenis en wetenskap, maar al hierdie goed is gefragmenteer en in silo's. Ja. En een van ons uitdagings is dat kinders kan sien hoe vind leer op 'n geïntegreerde manier plaas. En 'n model wat ons gesien het in Nederland en in van die ander dele van die wêreld is 'n benadering wat ons noem ontwikkel en ontwerp. Ons kort hom sommer af ONO. Ja. En ONO is 'n vak wat in die gimnasium kurrikulum geïmplementeer word en dit maak my opgewonde. Wat gebeur in hierdie vak? 'n Gemeenskapsinstelling of 'n gemeenskapsindividu kom na die skool toe en sê, ek het 'n probleem en ek wil graag hê kinders moet vir my 'n oplossing gee oor dienste wat gebied word of oor produkte wat ontwerp kan word. En dit is 'n vreeslike mooi manier om hierdie geïntegreerde leer vir kinders te ontwikkel. Ja. So een van die projekte wat hulle byvoorbeeld in Nederland gehad het, is 'n gemeenskapsinstelling het gekom en gesê, kan julle asseblief vir ons karre ontwerp wat met sonkrag gedryf is? Ja. Natuurlik hoërskoolkinders en dan gaan ons kyk wie se kar kan die verste ry. So hiervoor is daar soveel vaardighede wat kinders moet gebruik. So hulle werk in groepe Ja, ja. en hulle ontwerp 'n motor, maar hulle doen ook 'n begroting en hulle lê die begroting voor aan die instansie, want die instansie stel ook fondse beskikbaar vir die ontwikkeling van hierdie voertuie. En nou kan jy sien, daar is tegnologie, daar is wetenskap, daar is finansiële kennis nodig, daar is samewerking tussen groepslede, goeie kommunikasie tussen groepslede, maar ook vir die aanbieding aan die gemeenskapsinstelling. En hierdie tipe
groepwerk in O&O ontwikkel ons van 'n baie jong ouderdom af. Die projekte is natuurlik gepas vir 'n spesifieke ouderdom. So die graad eentjies Ja. kan reeds begin met basiese O&O projekte. Ja. So ons implementeer hierdie O&O benadering as 'n aparte vak in die gimnasium kurrikulum en ek dink die moontlikhede van hierdie model is dit wat my die meeste opgewonde maak, want met sulke geïntegreerde leerervarings laat ons kinders in verwondering. Dit gee vir hulle 'n rede vir hoekom ons leer, nê. Ja, As skool. en om buite die boks eintlik te kan dink en om dinge te kan doen wat jy nie noodwendig sommer in 'n gewone skoolkonteks sal doen nie. Presies, en dis wat ons nodig het vir die Ja. toekoms, nie ons praat van toekomsvaardighede. Dit is so, dit is. Maar dis waarop ons fokus in O&O. Henry, baie dankie vir hierdie gesprek. Ek dink dit is noodsaaklik dat die publiek wat hierna kyk of luister ook net weet wie om te kontak as hulle meer wil weet oor die SOS se kurrikulum aanbod. Julle kan gerus 'n e-pos stuur na admin@skole.co.za of besoek skole.co.za. Die ander webblad wat julle kan besoek is ook wolkskool.co.za waar julle al die inligting kan kry en net navraag kan doen. So ek is Janie Brazer, jy het gekyk na Skoolslim en ons sien julle weer 'n volgende keer.